Goeiedag, dit is my weer so lekker om saam met jou te kuier by Kaleio Kerk. En as jy vir die eerste keer saam kyk vandag, wil ons vir jou sê baie welkom. Jy vang ons op 'n Sondag wat ons nie kerk fisies het nie. By Kaleio Kerk is ons in 'n ritme waar ons net elke tweede week kerk het. En so 'n Sondag soos hierdie, as jy dit op 'n Sondag kyk, is dan 'n tyd wat jy net kan rus. 'n Tyd wat ons noem, waar families bymekaar kom, waar ons op hierdie manier bedien word. En so ek hoop jy is besig om net vir 'n oomblik asem te haal. Ek gaan nie lank wees vandag nie, maar ek wil tog 'n woord in jou hart inspreek. So, ons het net elke 2 weke kerk, en kan ek net sê, dit is so lekker. Yes, ons het 'n lekker kerk. So, kom ons val vandag weg met dit wat ek glo die Heilige Gees vandag met ons wil deel. Maar voor ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Dankie Here, dat U vandag met ons is, by ons is, in ons is, en in ons besig is om te werk. En Here, dat U ons konstant lei, en dit wat ons vandag gaan ontdek, Here. Maar, dankie dat ons vir 'n oomblik net by U kan wees. Here, dat ons nie hoef te presteer nie, dat ons nie iets hoef te wees wat ons nie hoef te wees nie, maar dat deur U opstanding uit die dood, en ons geloof in U, Here, is ons nou kinders van God. Kinders van die Vader. En ons eer U en dankie daarvoor. Dit sal ons nooit vergeet nie. Dankie vir die oorwinning wat ons saam met U het in dit. In Jesus naam het ons dit en almal sê Amen. Soos jy kan sien, het ek 'n warm ding aan vandag. Dit is besig om lekker koud te raak. Die winter is op ons en ons gaan in 'n seisoen van koue en winter in. En ek weet nie of jy van winter hou nie, of jy daarvan hou of nie. Ek is nogal 'n ou wat dit so bietjie geniet. Dit is 'n tyd waar dit voel vir my of lewe so bietjie stadiger gaan. En ons het die voorreg om elke aand 'n ou kaggeltjie aan te steek. Ek weet nie wat dit is van 'n kaggel nie, maar om daai houtjies op te gooi en dan sien jy al daai vuurvlokkies gaan en daar sit jy en jy haal jou oë van 'n TV af of 'n skerm af en jy staar net in 'n vuurtjie in. Jessie, dis am lekker man. So die winter is 'n tyd waar ons lekker cozy kan wees, maar die winter is ook 'n tyd wat ek glo dit 'n seisoen vir groei is. Kaleio Kerk, ek wil vandag vir jou sê dat ek dink, nie ek dink nie. Ek wil vir jou sê dis 'n seisoen van groei. Nou, wat bedoel jy daarmee, Lian? Wat bedoel jy nou? Jy sien, die meeste groei wat met plante of bome gebeur nie tydens somerseisoen nie. Het jy dit geweet? Die meeste groei wat plaasvind, gebeur tydens 'n winterseisoen, waar dit dalk buite lyk asof daar nie lewe is nie, blare val af, daar's nie vrug nie, daar's nie skadu om te bied nie, dit lyk nie of die boom funksioneer soos wat hy eintlik gemaak is om te funksioneer nie, maar onder die grond is daar besig om baie goed te gebeur. Die boom is besig om sy wortelsisteem dieper te groei, by beter nutriënte uit te kom, sterker te word. En dit is wat 'n winterseisoen bedoel is om binne in my en jou te doen. Dis nie 'n seisoen waar ons lewens noodwendig vol vrug en groen en daar's goed om te gebeur nie. Nee, dit is die vrug van wanneer iemand in 'n winterseisoen bereid was om te groei. En daarom glo ek dat in 'n geestelike manier of in 'n geestelike kapasiteit nooi die Here my en jou uit om saam met hom in 'n winterseisoen in te gaan waar ons so bietjie inwaarts fokus
en ons wortels so bietjie dieper laat groei in hom. Johannes 15 is so 'n mooi gedeelte waar Jesus sê, dat as jy in my is, dan sal jy vrug dra. En dit vat intentionele werk om dit reg te kry. So, dit is waarmee ek vandag met jou wil kuier, dat ek glo die Heilige Gees bring ons in 'n tyd van groei in. En ons is die afgelope tyd besig om te kuier oor wat is die Heilige Gees, wie is die Heilige Gees, wat is die rol van die Heilige Gees binne in ons lewe, en die karakter van die Heilige Gees. Ek weet nie van jou nie, maar is besig om my so te bless en te bedien die afgelope tyd. So as jy 'n paar preke gemis het, gaan gerus terug, veral rondom ons Moedersdag preek wat onlangs verby is, en rondom vrees wat ons gepraat het, nooi ek jou uit om regtig dit te doen. Maar kom ons begin by die woord wat ek vandag met jou wil deel. En hierdie praat so diep in my gees. En so as jy vandag 'n Bybel saam met jou het, of 'n foon, of 'n iPad, of 'n device, ons gaan vandag kuier in die boek van Efesiërs hoofsaaklik. En ek wil jy moet saam met my gaan na Efesiërs 1 toe. Nou ek gaan hom nie vandag in die Afrikaans lees nie. Ek gaan hom vandag in die Engels of die Message parafrase lees. En wat is 'n parafrase? Dit beteken maar net dat iemand het die oorspronklike teks gevat en toe dit so bietjie in hulle eie woorde gestel, maar so naby as moontlik aan die teks gebly het, maar net in bietjie beter Engels. So dis nie 'n vertaling nie, maar dit is wel 'n bron wat so bietjie uit ander hoeke vir ons wys wat die oorspronklike outeur daarso gesê het in 'n taal wat ons vandag baie goed verstaan. So ek wil jou aanraai om nie teen parafrases te wees nie, maar om dit altyd saam met 'n gevestigde vertaling te lees. Ons gaan 'n bietjie later in die jaar ons kuier oor presies vertalings en wat is goed en wat is nie. Maar kom ons kuier vandag uit Efesiërs 1 uit, en hierso is 'n stuk wat ek wil vir ons lees so aan die begin van 'n groeiseisoen, aan die begin van 'n winterseisoen wat ons ingaan, en dit sê die volgende: How blessed is God, and what a blessing He is. He's the Father of our Master, Jesus Christ, and takes us into high places of blessing in Him. Long before He laid the earth's foundations, He had us in mind, had settled on us as the focus of His love, to be made whole and holy by His love. Long, long ago, He decided to adopt us into His family through Jesus Christ. And what a pleasure He took in planning this. He wanted us to enter into the celebration of His lavish gift giving by the hand of His beloved Son. And because of the sacrifice of the Messiah, His blood poured out into the altar of the cross, we're a free people, free of penalties and punishments chalked up by our misdeeds. And not just barely free either, we are abundantly free. Wil jy die Here net vir 'n oomblik loof saam met my, wanneer ons dit saam lees? Hy sê, He thought of everything, provided for everything we could possibly need, letting us in on the plans He took such delight in making. And He set it all out before us in Christ. A long-range plan in which everything would be brought together and summed up in Him. Everything in deepest heaven and everything on planet Earth. En dan hierdie woorde, wil ek jy moet baie nou aandagtig luister. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us. Had designs on us for what? For glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Ons het nou lekker 'n massiewe stuk teks hierso saam gelees en ek wil jou begelei om vandag
regtig te ontdek waarvoor die Here jou roep, maar om jou roeping uit te leef, het jy partykeer om nodig om deur 'n winterseisoen of 2 te gaan, sodat jy sterk genoeg kan wees om jou roeping te kan dra. Ek wil vandag begin deur hierdie vraag vir jou te vra. Droom jy nog? Droom jy nog in jou lewe? Is daar 'n paar drome hier binne in jou wat jy dalk 'n paar jaar terug gehad het, goed wat jou regtig opgewonde gehad het, wat ook al dit mag wees, en vir een of ander rede, soos wat lewe aangegaan het, het jy hierdie drome eenkant toe geskuif, of het van dit vergeet, of jy het iewers in jou lewe besluit, hoor jy luister, dit is nie moeite werd nie, die lewe is nou maar net nie so airy-fairy nie, en drome word nie waar nie, en dalk het jy so pessimisties op 'n manier begin raak, maar kan ek vandag net in jou lewe kom krap weer en sê, wanneer laas het jy gedroom? Ek moes net 'n slukkie van hierdie lekker koffie vat. Ek word nie betaal deur Woolies om hierdie te drink nie, maar as iemand by Woolies kyk en hulle wil dit. Okay, dit is te ver. Leon, stop dit. Jy moet nie. Okay, kom ons kom weer terug. Droom jy nog? Jy sien die rede hoekom ek hierdie vir jou vra is ek glo die Here het ons nie net kom red om ons hemel toe te vat. Ons redding beteken ver meer en is baie groter as net dit. Jy sien, ek wil iets vandag aanspreek, wat ek weet mense 'n diep vraag eintlik oor het, en ek wil dit net reguit kom noem vandag. Wanneer ons vir mekaar sê dat Christus ons kom red het, en dat sê ons bekelei vir mekaar, dat ons glo die oomblik wat jy saam met Christus gesterf het en lewendig geword het saam met hom, kan niks, maar niks jou ooit weer skei van die liefde van Christus nie. Dit beteken, in my woorde, jy kan nie jou redding verloor nie, punt. Jy hoef nie met my saam te stem nie, maar wanneer jy met my wil kom argumenteer daaroor, asseblief kom met woord, en kom ons gesels daaroor, maar die goeie nuus vir my van die evangelie is dat, wanneer ek na die woord kyk, oor en oor, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat 'n goeie nuus is dit nie, nee. En dit beteken, soos wat ons hier nou net gelees het in Efesiërs, is dat ons vrygemaak is van die wet. En wat dit verder beteken, is dat ons is so vrygemaak, dat niks weer 'n aantuiging teenoor ons kan maak nie, want sonde is meer gedeel aan die kruis. Sonde het geen meer aantuiging op my en jou lewe nie. Nou waartoe gaan ek met hierdie? Ek wil so 'n bietjie dieper gaan en vir jou sê, dat, wat beteken dit, ek het dit al vir jou gesê, is dit, jy is so vry, dat jy kan doen nou net wat jy wil, en dit sal nie Jesus se opinie oor jou verander. En nou kom die vraag op, Jan, sure, okay, so moet ek een keer in my lewe my hartjie vir Jesus gee, en dan is ek okay, en ek gaan hemel toe, en weet jy, in essence, ja. Maar ek dink dit is so hartseer as ons met daai mindset leef. As ek die geskenk van Christus vat, wat sy lewe gegee het, wat geslaan is en gemartel is, uit mekaar uitgeruk is, wat vermoor is, en dan uit die dood uit opgestaan het, die grootste wonderwerk in die geskiedenis van die mensdom, en ek vat al daai, en ek neem dit net om te gaan doen wat ek wil. Ek dink dit is die grootste klap in die Here se gesig, en weet jy, sy liefde is vir jou so groot, hy sal dit vat. Dis hoe genadig hy is. Maar yes, ek dink ons is geroep vir meer. Jy sien, genade is nie daar om vir ons net 'n spasie te gee wat ons kan doen wat ons wil nie. Ek dink genade is daar om ons te groei na 'n plek waar hy ons na toe roep
Jy sien, so nou hoef ons nie meer te bekommer oor die wet nie, maar ons kan ons oë rig op Jesus. En hier's wat ek vir jou wil sê. Daar's baie ouens wat sê, die kerke wys te min die mense se sonde uit. Ons moet meer oor sonde preek. Ons moet vir mense wys hoe sondig hulle is. En dit is absolute nonsens. Dit is nie wat die woord kommunikeer nie. Jy sien, wanneer ons op sonde gefokus is en om tog net minder sonde te doen, gaan jy jou hele lewe in vrees funksioneer en jy gaan in elk geval val. Kom ek gee vir jou 'n nuwe realiteit. Kom ek sê vir jou, ek dink as ons op Christus gefokus is, wanneer ons fokus skuif van om tog net minder sonde te doen en ons skuif dit na Jesus, kom wys vir my wie ek werklik is, kom groei my na die plek toe vir wie jy my werklik geroep het om te wees, dan raak ons besig om 'n lewe wat werd is om te lewe, uit te leef. Hoor wat sê 2 Korintiërs 3:18 in dieselfde Messies parafrase, hy sê, we are free of it. All of us. There's nothing between us and God. Our faces shining with the brightness of His face. And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Wat is die doel van die lewe? Dis die grootste vraag wat die mense nog ooit vra is, what is the purpose of life? Hoekom is ek hier? Kan ek vir jou sê, dat hier is die antwoord. The purpose of life is to become like Christ. Jy sien, dit is die doel nou vir die res van ons lewe, is om te sê, Here, ek gaan nie stagneer nie. U het iets, 'n krag, 'n storie binne in my geplaas, en soos wat ek u aanskou elke dag, soos wat ek intentioneel met u is, so kom u en u groei my, u genees my, u rig my op, u verkoop my siel, u bring my na die plek waartoe u my nog altyd geroep het om te wees. Nou ek wil 'n paar goed vandag vir jou noem. Hoe werk dit? Kom ons kom terug by die Heilige Gees. Hoe werk dit? Jy sien, wat sê ek vir jou? Ek sê daar's meer in jou. Ek sê daar's 'n storie in jou. Maar kan ek net vir jou hardop sê dat hierdie storie gaan die Here nie op jou afdwing nie. Hy gaan nie. Die Here gaan jou nie na 'n plek toe vat waar jy nie wil wees nie. Jy sien, dit is die plek waar ek en jy nou moet besluit om te sê, Here, ek sit nie net my vertroue in u om my te red nie, maar ek sit my vertroue in u om my te neem na die plekke wat beste vir my is. U weet beter. Al kan ek dit nie nou raak sien nie, u weet beter. So hoor gou mooi. Ek wil hierdie vir jou sê, hoe werk die verandering van die Heilige Gees binne in my en jou? Nommer 1, dis nie ek wat moet probeer verander uit my eie nie. Nommer 2, dis nie die Heilige Gees wat al die transformasie kom doen en ek doen niks nie. Dit is eintlik hierdie derde opsie, dit is die Heilige Gees wat saam met my. Die Heilige Gees kom en hy oortuig my van die goed in my lewe wat ek moet aflê. Hy kom oortuig my van die goed in my lewe wat bondage en my op 'n plek het wat eintlik vernietiging saai in my lewe. En dan moet ek en jy op 'n plek kom waar ons sê, Here, kom help my om te groei uit hierdie uit, om sekere goed neer te lê, sodat ek kan stap in dit wat u my geroep het om te wees. Die tweede ding wat ek vandag vir jou wil sê is, voor ek daarby uitkom, ek wil gou vandag vir hierdie vir jou noem. Ek en my vrou het so 'n paar weke terug, het ons besluit dis tyd, dat ons weer oefen. Ek is 'n groot fietsryer, maar dit raak nou baie koud in die winter en ja, kom ek wees maar net eerlik, ek hou nie van die koue so vroeg in die oggend nie. So die fietsry is moeilik in die winterseisoen. En so ek en my vrou besluit ook dat ons wil fokus op die gesond word van ons liggame en ons begin CrossFit. En
kan ek net vir jou sê, dat, sjoe, 'n ou word al getref met die realiteit van, het jy ooit in 'n plek ingestap en jy's die slegste in daai hele plek? Yes, daai manne tel weights op, en hulle doen pull-ups, en hulle loop op hulle hande, en hulle trek hulle self by toue op, en hier kom jy, en ek meen, ek is nie ongesond nie, maar dit voel of ek omtrent nie eens 'n push-up kan doen nie, ek kan myself omtrent nie optrek by die bar nie, en weet jy, ek kry myself op 'n plek waar ek myself amper jammer kry. Toe sê iemand vir my eendag, Leon, partykeer moet ons braaf genoeg wees om weer bitter sleg in iets te wees. As ons net daai stap kan neem, ons hoef dit nie onmiddellik reg te kry nie, ons hoef nie onmiddellik perfek te wees nie, maar as ons net daai stap kan neem om vir 'n oomblik sleg te wees in dit. Ek weet nie wat dit in jou lewe is nie, maar ek glo in hierdie groeiseisoen wat die Here ons inbring, dat die Here vir jou nou gaan kom wys, oor daar's 'n paar goed wat ek nodig het jy moet aanspreek. Miskien is dit jou gesondheid, miskien is dit jou gewig, miskien is dit die goed wat jy kyk op die internet, miskien is dit wat ook dit mag wees, hoe jy jou geld spandeer, hoe jy jou vrou hanteer. Ek gaan nie goed in jou gedagtes net insit nie, mag die Heilige Gees jou begelei oor wat dit mag wees. Maar die punt is, dan ek en jy saam met die Heilige Gees die eerste stap vat. Die titel van hierdie boodskap is, jy kan. Jy kan. Jy sien, daar's 'n krag binne in jou wat werk. Jy doen dit nie alleen nie. Uit jou eie wilskrag gaan jy dit nie kan regkry nie. Maar sodra die krag van die Heilige Gees binne in jou begin werk, dan het jy die kapasiteit om te begin groei na die plek waar die Here jou toe roep. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, ek weet nie hier nog om te hoor nie, maar kan ons net ophou blame shift? Kan ons ophou victims wees van ons verlede? Mense, Christene, volgers van Jesus Christus, vir my, asseblief, hou net op moan. Ek probeer glad nie ek sê dit die grootste plek van liefde uit. Maar ek raak gefrustreerd, is die mooi Afrikaanse woord, vir mense wat aanhou terugkyk in die verlede en sê, ja nee, maar my baas, maar my pa, my ma, my broers, my verlede, my dit, my die, my daai. Nou, kan ons net ophou blame shift? En begin verantwoordelikheid vat en sê, Here, nie om gered te word nie, ons is klaar gered, maar om te groei na die plek wat die Here my en jou toe na roep. Ons, kinders van Jesus, ons mou nie en ons blame shift nie. Ons is nie victims nie. Ons neem verantwoordelikheid. Ek het nodig om dit hardop te sê vandag vir jou. En dan die laaste ding wat ek vir jou wil land, is hierdie ding. Dis oukei om jouself weer lief te hê. Dis mense wat na hierdie boodskap kyk en jy is op 'n plek waar jy ongelooflik negatief met jouself gesels die afgelope tyd. Jy's dom, jy's agter, jy's lelik, jy's vet, jy's wat ook al dit mag wees. En ek vir jou sê, ek wil jou vra dat jy ophou om daai dood oor jouself te spreek en te begin uitspreek wat Jesus oor jou uitspreek. Dis die beginpunt. 'n Punt waar jy begin net die waarheid oor jouself, wat Christus oor jou sê. Jy is my geliefde kind. Kan ek jou uitnooi om vir 'n week lank elke oggend net te sê, ek is 'n kind van God. Niks kan my skei van sy liefde nie. Daar is nie meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hy sal my nooit verlaat nie. As jy daai tipe woorde elke dag, een keer 'n dag vir 'n week lank hardop sê, iewers in jou kar, iewers wanneer jy alleen tyd het, ek beloof vir jou, iewers in jou gemoed, gaan daar 'n hoop in jou begin opstaan, en jy gaan die kapasiteit saam met die Heilige Gees hê om te begin verander en groei.
En ek vir jou sê, ons min goed wanneer 'n pa na sy kinders kyk en begin sien hoe hulle goed reg kry. Hulle sukkel aan die begin, hulle kry dit nie reg nie, en wat ook al dit mag wees, en dan, soos wat jy tyd met hulle spandeer het, die waarheid oor hulle gespreek het, en dan begin hulle dit reg kry. My dogtertjies moes die afgelope tyd speeches by die skool doen. Nou, ek speech vir my lewe, ek weet wat om te doen, ek weet hoe om dit reg te doen. En nou begin ek hulle leer, en hulle het afgelope tyd Engelse speeches moet doen, en hulle het dit net uit die park uitgeslaan, en my hart is so vol. Net so, kyk die Vader na jou en sê, ek weet jy kan. Ek weet wat steek in jou. Ek weet wat in jou werk. Ek weet waartoe ek jou geroep het. Begin weer droom. Begin weer leef in daai area van, hy roep ons. Hy noem hier so in Efesiërs of places of high blessing in him. Jy sien, is net in hom waar ons gaan uitvind wie ons gemaak is om regtig te wees. Ek gaan die boodskap hier land en vir jou gebed doen, en mag jy hierdie week met hierdie gedagte loop, te sê, Here, waar is die areas waar ek my wortelsisteem dieper in jou moet ingroei, sodat die vrug in my somerseisoen op 'n area sal wees wat ek nooit gedink het moontlik is. Here, ek kom en bid vir die persone wat na hierdie boodskap luister en sê, jy kan. Jy kan. Here, dankie dat U ons nie los waar ons is nie, maar dat U deur U liefde en deur U sagtheid en deur U vaderlike hart ons roep en bring na die plekke waarna U ons ontwerp het om te wees. Here, mag elke persoon wat nou hierna luister, net 'n bonatuurlike, intense liefde van die Vader beleef. 'n Liefde wat sê, ek weet wie jy is, ek weet waartoe jy op pad is, ek het jou, ek is by jou, jy hoef nie te vrees nie, ek sal jou nooit verlaat nie, en jy kan. As jy my toelaat, sal daar goed in jou lewe gebeur, wat jy nooit gedink het moontlik is nie. Dankie Here vir daai liefde, wat nou bonatuurlik ervaar word. Ek bid dit in Jesus se heilige naam, en almal sê, Amen. Ek sien jou volgende week by Simplicity Venue. Dis 'n groot Sondag, ons doop mense, ons het nagmaal. Man, dit gaan 'n uitstekende tyd wees. Wil jou herinner, as jy gedoop wil word, stuur vir ons 'n boodskap, dat ons jou doopgesprek kan bywoon, en dan sien ek jou. Ek het iets vergeet om te sê. Het ek al gesê ek's lief vir jou? Ek is so lief vir jou.